Numeri 1 vers 47 tot 51 sê, die Lewiete was nie hierby ingesluit nie. Die Here het vir Moses gesê, jy moenie die stam van Levi insluit by die res van Israel wanneer jy hulle tel nie. Jy moet die Lewiete oor die tabernakel van die verbond aanstel, plaas hulle in beheer van al sy meubels en toebehore. Hulle moet dit vervoer wanneer jy hulle trek. Hulle moet ook vir sy toebehore sorg. Hulle moet die tabernakel versorg en daar rondom hulle tente opslaan. Wanneer julle verder trek, moet die Lewiete dit elke keer afbreek en weer opslaan. As enige iemand anders daar naby kom, sal hy doodgemaak word. God gee opdrag dat al die stamme in Israel getel moet word, veral die mans ouer as 20 jaar, en dit is dan die wat sal veg, wat deel van die weermag sal maak. Al die stamme word dan getel, behalwe Levi. Die stam van Levi word afgesonder vir 'n ander doel. Hulle moet by die tabernakel dien, en so dan ook indirek die volk en die mense dien en bedien, met offers en alles wat daar by die tabernakel gebeur. Nou dalk was daar van die jong manne gewees, daar so onder die ander stamme wat gewens het, hulle kan ook daar so funksioneer soos die Lewiete. En dalk was daar van die manne onder die Lewiete wat gewens het, hulle kon eerder gaan veg, soos die ander mans onder die ander stamme. En vandag nog sien ek dat God mense roep vir spesifieke bediening, om voltydsdiens aan hom te verrig en indirek die kerk en die gelowiges te bedien. Ons sien iets daarvan in Efesiërs hoofstuk 4, waar Paulus uitlig dat God sommiges afsonder as gawes aan die gemeente, om die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk. Alhoewel ons weet vandag dat daar 'n priesterdom van alle gelowiges is, met ander woorde waar alle gelowiges God verteenwoordig en uitverkies is tot hom, is daar steeds so iets soos die wat afgesonder word vir hierdie spesifieke dienswerk. As dit ek is, moet ek verstaan dat sommige dinge in my lewe anders gaan lyk en dat my lewe anders gaan werk. Iemand wat weer geroep is om in die besigheid of enige ander sfeer van die samelewing te veg, sy lewe sal weer anders as myne lyk. Elkeen moet egter vasstaan en verstaan dat ons saam God se wil vervul en mekaar ook sal dien en dat ons ook so saam dan God se koninkryk sal uitbou. So albei hierdie groepe is belangrik. Die wat uitverkies is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en dan die wat in die gemeenskap moet dien. Is albei belangrik en hulle dien ook mekaar en versterk mekaar en versorg ook mekaar. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U elkeen wat na U toe kom, uitverkies vir 'n besonderse taak. Of dit nou is om voltyds die gelowiges toe te rus en te bedien, of om in besigheid te staan, of enige ander sfeer en om so in U diens te staan. Vul ons met U Gees om ons taak te vervul. Amen. Mag die Here jou seën, mag jy 'n lekker dag hê.